Ek het sopas my onderhoud met die SABC klaargemaak. Dit was omtrent seker so 2,5 ure lank gewees. Hierdie program sal volgende week Dinsdag op die verskyn. Daar is 4 mense wat betrokke is in hierdie program. 2 swart mense en 2 wit mense. Dis ek, is natuurlik een van die wit ouens en dan die ander wit ou is die Johan man van die betereinders. So ek sien nog ons uit om te hoor wat hy gesê het en die kontras van wat ons gesê het. Ek het hard gepraat. Ek glo die man sal goeie stukke gebruik. Ek hoop nou nie hy gebruik stukke uit konteks uit nie. Ons kan ook nou maar nie altyd weet wat gaan gebeur in die nuus nie of wat die ouens gaan doen nie. Maar ek hoop regtig dat hy die ding wat ek hier gesê het goed sal vertoon op die program, of laat dit goed vertoon op die program. Ek sien uit om die onderhoud te sien en die groter program. Ek dink dit is belangrik dat ons begin reguit praat en nie net die hele tyd om verskoning vra en probeer die hele tyd mooi argumentjies maak nie, maar net begin sê hoorie, ek gaan nie meer verskoning vra nie, ek gaan nie meer jammer sê nie. Ek is trots op wie ek is trots op my geskiedenis, ek is trots op my erfenis en ek is trots oor wie ek is. Ek het op 'n stadium gevra oor my vlag en hoekom ons die 4 kleure gebruik. Toe sê ek wel, dis die vlag van ons volk. Ek assosieer nie met die vlag van die nuwe Suid-Afrika nie. Dis so eenvoudig as dit. Hier is die vlag, die laaste vlag, plek waaronder ons volk waarlik vry was. Dis die vlag waaronder ons die Britte 2 maal beklei het. Dis die vlag van De Wet en Delarey en MT Steyn en Paul Creer. En ek dink dit is tyd dat ons begin net trots wees op wie ons is. Ophou verskoning vra, ophou probeer die hele tyd argumentjies aan te knoop met die manne, maar net reguit te praat en te sê ek sê so want ek sê so. Ek hoef nie te verduidelik hoekom ek trots hoef te wees nie. Ek is net trots op wie ek is. Hulle het my 'n paar ander vrae gevra, soos gaan ons wat dink ons van die asiel in Amerika? Ek het gesê ek dink vir individu is dit natuurlik is sy eie keuse. Ek kan nie vir elke persoon sê wat hy moet doen nie. En ek verstaan dat sekere mense daarvoor sal aansoek doen. Maar ek dink vir ons volk sal dit verskriklik negatief wees. Ons dalk klaar baie van ons mense verloor en ons kan nie bekostig om nog mense te verloor nie. Ek het baie gepraat van die ANC wat die land op 'n ontsettende swak manier en op 'n ontsettende onverantwoordelike manier bestuur en as gevolg van hulle onvermoë om goed te beplan en goed instansies in stand te hou, is ons waar ons is. Hulle moet nou hierdie drastiese goeders begin doen, want hulle due date kom nader. En een of ander tyd gaan die mense vir wie hulle al hierdie beloftes gemaak het, begin vra hoorie, maar wanneer kry ons al hierdie dinge wat die ANC vir ons beloof? En die ANC het nou gegaan en homself in 'n hoek gedruk met hierdie hele situasie. Want as hulle nie deurvoer op hierdie onteiening sonder vergoeding wet nie, dan gaan die massas kom en vra, hoorie, waar is ons eiendom? En die ekstremistiese partye aan die links, die ekstremistiese swart partye, soos die EFF en die Inkonto Isiwe party, gaan hierdie geleentheid gebruik om die ANC verder af te breek en om hulle magbasis op te bou. Aan die ander kant, as die ANC dit deurvoer, dan sal dit ontsettende verrykende gevolge hê. Ons is nie reg vir enige kant waantoe hierdie uitspeel nie. Ons sit in 'n ontsettende gevaarlike situasie in ons geskiedenis. En is alles as gevolg van die ANC se korrupsie en hulle absolute patetiese manier hoe hulle die land bedryf. As die ANC 30 jaar terug begin het met die Willing Buyer, Willing Seller idee, of met selfs om plase te vat, maar met die volledige vergoeding, dan was ons vandag in 'n baie beter situasie gewees. Maar nou, omdat hulle keer op keer faal in hulle projekte, in hulle in die dinge wat hulle doen, omdat hulle dit elke keer faal om korrupsie aan te spreek en om die regte mense aan te stel, sit ons nou op 'n plek waar daar van alle oorde af vrae gevra word vir die ANC en hulle kan dit eenvoudig net nie antwoord nie. En wat gebeur? Weer soos altyd word die boere gebruik as die scapegoat, soos die Engelsman sê. Maar ons is nie die scapegoat nie. Ons sal nie toelaat dat ons
geblameer word vir al die probleme in die land nie. Ons gaan nie die nagevolge alleen op ons dra as gevolg van die ANC se onvermoë om hierdie land behoorlik te regeer nie. Hierdie mense speel politiek met hierdie land se toekoms. Hulle vervreem ons handels vennote, soos Amerika. Met Amerika, met Donald Trump is 'n baie trotse man. Jy kan nie wegkom met die dinge waarmee Ramaphosa wegkom met iemand soos Donald Trump nie. En hy het geweet hy kan nie. Maar steeds het hy die politieke spel gespeel met hierdie ouens. En nou moet ons almal daarvoor boet. Dis eenvoudig belaglik dat die ANC keer op keer foute maak en ons volk moet dan die faktuur betaal. Ek het ook vir hulle gesê dat as hulle dink die boere gaan net hulle grond opgee, dan maak hulle fout. Daar was nog nooit in die geskiedenis van die mensdom grond onteien van 'n volk sonder vergoeding waar dit nie gelei het na geweld nie. Hierdie mense speel met die toekoms van hierdie land en die toekoms van 'n klomp mense. Ons is in 'n ontsettende gevaarlike posisie op hierdie stadium. En die ANC se politieke punte, as ons dit so kan noem, het uitgehardloop. En nou, of hulle politieke ligtheid het uitgehardloop. Hulle kan nie meer net aanskuif en aanskuif nie. Hulle word nou in 'n hoek gedruk en hulle moet optree. En ek vrees dat al twee kante toe waar hierdie ding uitspeel, gaan verrykende gevolge op hierdie land hê. As ons, soos die Vaderlandsstigting nou, waarvan ek 'n lid is, hof toe gaan om hierdie wet te bestry, en ons wen uiteindelik, en ons kry dit reg dat die gedeelte van die wet wat voorsien vir vergoeding, wat voorsien vir onteiening onder markwaarde, as ons dit ongrondwettelik kan verklaar, wat dink julle gaan gebeur? Die wit man, die boer, die Afrikaner gaan weer blameer word vir die feit dat die swart mense nie kan land kry nie. Ons almal weet al, as ons soveel studies gedoen, dat land nie die kwessie is wat soveel swart mense aanraak nie. Maar dit word weer eens gebruik as 'n politieke speelding. En geen nie om wat ons doen nie. Ek dink dit is 'n goeie uitkoms nie. Want as ons wen, is ons die berede hoekom daar nie progressie is in hierdie land nie. En as ons niks doen nie, of ons verloor, dan is die nagevolge nog baie erger. Ek's bly, soos ek ook gesê het in onderhoud, vir die hulp van Donald Trump. Ek dink Trump is 'n man wat baie gaan regkry in sy land, maar ons moet ook nie dink dat dit gaan net maklik wees vir Trump nie. Die deep state, soos hulle dit noem, in Amerika is ontsettend gevestig. Hierdie ouens gaan nie net gaan lê nie. Hulle gaan weer terug beklei. En daar is ook baie dinge wat Trump doen wat my ook baie skepties maak oor die dinge van sy dinge. Soos ek sê, ek dink hy's 'n goeie leier vir sy land. Ek het ook gehoor dat sy seuns, waarmee iemand wat ek in Amerika ken mee gepraat het een keer, dat sy seuns regtig omgee oor ons volk, oor ons boere. Maar of dit is en of dit deel is van die groter strategie van Trump om Groenland en die Panama Kanaal en natuurlik Suid-Afrika, wat al drie baie belangrike geostrategiese punte is, of dit deel is van daai groter plan en of ons gebruik word as 'n politieke pion hierso, weet ek nog nie. Soos ek sê, ek is bly dat hy die probleme in Suid-Afrika die groot klok gehang het, en ek dink die druk net van die media is al klaar ontsettend groot. Ons benadering is meer na die Russe toe. Ek glo daar lê 'n blink toekoms vir ons daar. Ek dink dit is 'n meer stabiele verhouding. En ja, ek weet nie oor 4 jaar of die MAGA ouens nog steeds in beheer gaan wees van Amerika nie. Ek hoop dis 'n nuwe era in Amerika, maar hierdie ouens in die verlede het ons al verraai. Daar's 'n gesegde van Henry Kissinger waar hy sê, to be an enemy of America is unfortunate, but to be an ally of America is fatal. Ek dink dit is belangrik dat ons versigtig is met ons alliansie met die Weste, veral met Amerika. Daar is baie instellings in Amerika en in Engeland wat
baie anti-boer is. Dis daai selfde instellings wat die ANC ondersteun het tydens apartheid. Hierdie mense is nie altyd ons vriende nie. Ek hoop Trump bring 'n nuwe era in. Daar is ontsettend baie raakpunte tussen die boer en die wit Amerikaner, of eintlik die regte Amerikaner. Ons het 'n baie soortgelyke wêreldbeskouing, ons het baie daar is 'n natuurlike bondgenoot vir ons in die wit Amerikaner. Maar ons moet besef dat Amerika is gekaap deur verskriklike sinisterre magte, en hierdie magte is teen enige volk wat nasionalisties en Christen is, wat sy eie behoud en wat sy eie behoud tot ter harte het, en natuurlik 'n anti-globalistiese agenda het. En ja, ek hoop regtig Trump speel nie in hierdie globalistiese spel verder in nie, en ek hoop hy breek hierdie ouens. Ek is versigtig optimisties, maar soos ek sê, ek's bly daar word aan hierdie een kant gebou in verhoudinge, en die ander kant by ons met Rusland, want ek voel vir 'n lang tyd het ons net gefokus aan die een kant, en ek voel hoe meer mense ons in die buiteland kry om te fokus op die kwessies van Suid-Afrika, om te fokus op die stryd van die boervolk, hoe beter. Ek sê nie dat die ander benaderinge is verkeerd, of ek skiet dit af nie. Ek dink net dat ons rol is na Rusland, omdat niemand anders dit doen nie. Het ek gevoel, daar's 'n leemte, en iemand moet dit vul. Soos ek gesê, dit het baie goed gaan met ons. Hulle is gekonnekteer ook met baie hoë ouens in Rusland, en ons hoop, ons het lang gesprekke gehad, en ek hoop dat hierdie ouens ons hier sal help. Daar is hervestigingsprogramme na Rusland toe. Ons het vir hulle gesê, ons het geen behoefte om hierdie land te verlaat. Hierdie is ons vaderland. Dis waar my pa begrawe is, dis waar my pa se pa en almal, my hele lyn begrawe is. Dis hier waar my kinders en hulle kinders ook begrawe sal word. Ons bly net hier. Ek gaan nie 'n bywoner wees in 'n ander land nie. Ek gaan nie soos 'n man wees wat in 'n ander man se huis sit en sy kos eet nie. Kom ons herbou hier ons eie huis, en ons verbeter ons eie huis, as ons gaan en ons gaan na 'n ander land toe. Maar ek bedoel, soos dit is so belaglik eintlik om dit te doen oor die langtermyn, veral vir 'n volk. Dalk op individuele vlak kan jy dit regverdig, maar as 'n volk, ek bedoel, die leiers, die helde van Amerika is nie ons helde nie. Washington en Jefferson en al hierdie manne en al hierdie helde van Amerika is nie ons helde nie. Hulle behoort nie aan ons nie. Dit is nie ons geskiedenis nie. Ons geskiedenis lê hier. En net soos wat kultuur en taal en geloof en alles belangrik is vir 'n volk, is grond, ons vaderland, ook een van die pilare wat ons 'n volk maak. En ons moet dit nie so maklik opgee nie. Ek het een of twee ander dinge ook nog met die man bespreek. Maar ja, die krits van dit was eintlik dat ons is hier om te bly. Ons gaan nie geblameer word vir alles nie. Ons is nie jammer nie. Ons is trots op wie ons is. Ons sal die vierkleur wapper, en ons sal as 'n volk daarmee vereenselwig, want dit is een van ons volksimbole, ons volksvlag. Ons is nie die stiefkinders nie. Ons gaan nie elke keer die houe vat en die nagevolge dra van die aksies van die ANC nie, en die foute wat hulle maak nie. Ons het die reg om verhoudings te bou met ander volkere oor die wêreld, want ons is 'n volk. En ons het, soos dit enige trotse volk in hierdie wêreld, het ons 'n vryheidsstrewe. Ons het 'n strewe om onsself te regeer. Ons hoef nie skaam te wees oor enige volk wil oor homself regeer. Wil in 'n stelsel bly wat sy waardes en sy geloof en sy manier hoe hy dinge sien verteenwoordig. Ons hoef nie skaam te wees daaroor nie. Maar vir nou is ons 'n stabiliserende faktor binne in Suid-Afrika. Ons is wetgehoorsame burgers. Ons is 'n volk wat ontsettend baie bydra tot die belasting. Ons veroorsaak nie politieke drama en moeilikheid nie. Ons is goeie burgers van hierdie land eintlik. En nog steeds wil ons so hanteer. Die ANC het hierdie situasie veroorsaak. Ja, daar's mense wat benut uit hierdie situasie uit. Maar die ANC kan nie kwaad wees vir enigiemand behalwe homself nie. Hulle het
groot foute gemaak, en ons mense wat nou kapitaliseer daarop. Ons mense aan die wit kant, en ons mense aan die swart kant, wat kapitaliseer hierop. Net soos wat Afriforum hulle daar hierop kapitaliseer ouens soos die EFF en die MK ook hierop. En hulle wag vir die ANC om 'n fout te maak. En die ANC besef dat hulle toekoms, hulle politieke toekoms, hang af van die dinge wat hulle nou doen, en hulle het onsself nou hier in 'n hoek ingeverf. En as hulle nie hard en sterk optree, gaan hulle legitimiteit as die leiers van die swart volkere van hierdie land vir ewig geskend word. Oor die laaste ding net, oor die ding van land, het ek ook gepraat, oor die kwessie van land, het ek ook gepraat. Ons hoef nie te verduidelik hoekom ons land het en hoekom ons land het nie. Ons het nie naastenby opgetree, soos die ander volkere van Europa opgetree in Afrika nie. Ons het in 1913 groepgebiede uitgesit, of gebiede uitgesit vir die volkere, tuislande uitgesit vir die swart volkere van hierdie land. En dit was een van die enigste plekke in Afrika, waar die Engelse en Amerikaanse geldmag nie aan kon vat met hulle, waar hulle nie aan kon vat nie. Ons het hierdie lande beskerm teen die monopolie, sodat hierdie lande op hulle eie kon ontwikkel, sodat swart besighede kon ontwikkel, swart instansies kon ontwikkel, sodat nie die hele land gedomineer word deur die wit groot besighede en instansies nie. Waar anders was daar hierdie beskerming gewees in die hele Afrika? Ons het nie hiernatoe gekom en die hulpbronne hier uitgehaal en Europa toe gestuur nie. Ons het hier 'n nasie gebou, nie 'n kolonie gebestuur nie, 'n nasie gebou. En ons is heeltyd besig om te probeer mooi argumentjies maak oor alles. Weet jy wat? Hoe dit werk is in die geskiedenis vat sekere mense grond. Ons het van die hele wêreld, hoe dit vandag lyk, is nie hoe dit 1000 jaar terug gelyk het of 2000 jaar terug gelyk het nie. Nie alle volkere bly op dieselfde plek nie. Volkere skuif en verander en beweeg soms. Volkere word oorgeneem, volkere word vernietig, volkere brei uit. Maar geen ander volk in hierdie wêreld word so vervolg vir dieselfde ding wat elke liewe volk in hierdie hele wêreld doen nie. Die Australianers sit outomaties 'n klein bietjie dalk met hierdie stryd, maar dit is simpel. Die vlak van vervolging wat daar is, omdat ons gedoen het wat elke liewe nasie in hierdie hele wêreld, in die hele geskiedenis van die wêreld gedoen het, is belaglik. En ons is oortuig dat ons konstant moet jammer sê, dat ons 'n nasie gebou het, wat tussen nasies in hierdie wêreld kon staan, dat ons die grootste ekonomie in Afrika gebou het, die suksesvolste land in Afrika gebou het, moet ons voor permanent jammer sê. Ek is klaar jammer gesê. Ek is klaar die stiefkind gewees van Suid-Afrika. Ek is klaar om die nagevolge te dra van die ANC, as gevolg van hulle foute wat hulle maak, as gevolg van hulle onvermoë om te beplan vir die toekoms. Ek hoop jy is ook. Ons het net gedoen wat enige ander volk gedoen het in die hele wêreld. Hou op jammer sê, hou op skaam wees. Jy is deel van 'n trotse, pragtige volk. 'n Volk wat verdien om beskerm te word. 'n Volk wat nie verdoem gaan word tot die agterblaaie van geskiedenis of tot die onderskrifte van geskiedenis nie. Ons sal nie ons voorvaders en ons paas so onteer nie. Ons sal nie die werk van dekades so vernietig en so minag nie. Ons sal nie die bloed wat vergiet is verniet maak nie. Kom ons wees nie die einde van 'n lyn nie, maar nog 'n sterk skakel in 'n volk met 'n trotse en 'n ryke geskiedenis. Ons is geroep vir hierdie tyd in geskiedenis. Ons vaders was rustige mense. Hulle het baie gevat, maar ons op 'n stadium waar hulle gesê het genoeg is genoeg. Ons is nou eintlik op baie stadium al vir baie lank tyd. Die manier hoe ons beklei, die manier hoe ons stry is verskillend, ja. En ons beoog om binne die huidige bestel, binne in die howe, binne in die huidige bestel, soos ek sê, hierdie stryd te voer, want daar is nog plek vir dit. Moet nie dink daar is nie plek vir dit nie.
Daar is suksesse in die hof. Net omdat sekere organisasies nie suksesvol is in die hof nie, beteken dit nie dat daai rigting werk glad nie. Dit is 'n storie wat ek dink gebruik word om mense wat verloor in Jehovah te regverdig of se te verduidelik om verloor het. Ons sal met die Vaderlandsstigting hierdie saak hof toe vat. Ons sal Bella hof toe vat. Ons wag vir ons uitspraak met die Malema saak. Kom ons probeer nog, solank ons kan, binne die huidige bestel te beklei. En ons speel mooi, sover ons kan. En ons wees goeie burgers, wetgehoorsame burgers. Maar ons vat nie meer hulle stront nie. Ons staan op vir onsself. En ons wees 'n stabiliserende faktor, soos dit ons volk nog altyd was, hier aan die suidpunt van Afrika. Dankie.